En die eerste skryf gaan in jou notas wees, is frekwensie. Wat is frekwensie nou weer? Dis die aantal vibrasies per sekonde. Of jy kan ook daaraan dink aan as die aantal golwe of aan die aantal pulse per sekonde. So, hoeveel op en af is daar in 1 sekonde? Dis dit ons graad 10 definisie. Dit is jou definisie nou ook. Ok, dan, hier is die formule vir frekwensie, hy is op jou datavel. Frekwensie is 1 oor, die hoofletter T staan vir periode. Ok, en wat is die periode? Soos nou, dis die periode is die tyd geneem vir 1 golf, of soos die tyd geneem vir 1 vak, of wat ook al, so die hele ding. So is net 1 sekonde nie. Dan het ons golflengte, nou die symbool vir golflengte is 'n lambda, onthou jy daar onderste bo. 'n lambda, en wat is dit? Dis die afstand tussen 2 opeenvolgende punte in fase. En as jy dit mooi kan onthou, dan het jy 'n klomp verskillende punte in fase, soos daai en daai gaan 2 punte in fase wees, want wat is 2 punte in fase? Daar's 1 volledige golflengte tussen hulle. So hierdie 2 kan ook 2 punte in fase wees, of hierdie 2 kan ook 2 punte in fase wees. Net 'n vinnige woord wat julle nie eintlik moet kry nie, maar daai ding daarbo is 'n kruin en ding hierbo is 'n trop. Okay. Ek wil nou nog iets gesê het. O, dan hierdie streep hier in die middel, daar is die equilibrium of die ewewig. En die afstand tussen hulle daar en daar is jou amplitude. Lei dit alles vir julle klokkies? Okay. Dan het ons hier 'n formule om die spoed van 'n golf uit te werk. Hierdie spoed is vir klankgolwe spesifiek, sowel as watergolwe. Liggolwe se formule verander na 'n C daarso in die bewegingsspoed van lig. So V is die spoed, F is die frekwensie en lambda is die golflengte in meter. Okay, goed. Nou kom ons sê gou, ons het hier, so dis nou waar jy gaan begin teken, okay? So teken net vir my 'n verwysing lyntjie. Kan ek vryhand? Begin met 'n liniaal net jou verwysing lyntjie en dan gaan jy vryhand teken. Okay. Goed, so jy begin met 'n golf. Kom ons maak dit, ons gaan 2 golwe teken. 2 golwe. Okay. Nou, maar jy kan sien ons gaan nou daar 4 goeders doen. Die eerste ding wat ek wil hê ons moet verander is die volume van die golf. Die volume van die golf. Okay? So ons gaan nou hierdie volume minder maak, kleiner maak, sagter maak. Hoe sal dit lyk? As die volume minder is. Die amplitude word kleiner. Gaan jy nog steeds 2 golwe hê? Jy gaan nog steeds 2 golwe hê. Okay? So al wat jy nou hier so het is nog steeds 2 golwe, maar nou, so my net gegaan tot by die tweede streepie. Ek weet nou nie in jou lyntjies in jou boek nie. Maar nou omdat hy kleiner moet wees, gaan hy nou na die eerste streepie toe gaan, so. Okay, so jy kan met jouself 'n nota maak. Hierso is, jy kan sê sagter, of jy kan sê die volume is minder, en dit beteken die amplitude is kleiner. Oepsie, kleiner. Vinnig ietsie check. Okay, dan die volgende een wil ek hê jy moet 'n groter amplitude maak of 'n harder klank. Soos ook 2 golfies, maar nou het hy 'n groot amplitude.
Nou trek ek my net vir. Okay. Dan so joune gaan nou obviously so lyk, né? So, nee, het ek nou te veel gemaak. 1, 2. There we go. Okay. Dan die volgende een wil ek hê ons moet 'n hoër frekwensie maak. 'n Hoër frekwensie. Hoe gaan 'n hoër frekwensie lyk? Meer golwe. So jy kan nou obviously hoër frekwensie is nou relatief. Jy vra ons het hier 2 golwe gehad, wil jy 3 golwe, wil jy 4, wil jy 5? Maak nie saak nie, jy teken net 'n hoër frekwensie, maar jou amplitude moet dieselfde bly. Jou amplitude bly 2 oppies. Maar nou het jy 'n meer golwe. En dit op. Okay, so ek maak net vir jouself 'n nota hier, 'n hoër frekwensie. Dit beteken meer aantal golwe in dieselfde periode of in dieselfde tyd. Okay, nou natuurlik as jy 'n laer frekwensie het, hallo, baie dankie. Hoe jy was 'n eksperiment het. Right, goed. Thank you. Daar nie gaan afgehuil nie. Niemand het gehuil nie, maar ek het per ongeluk vir meneer Lucian se seentjie die roker toesluit doen, maar ek weet dit is sien hè. Dis nie aan my. Dis is nee. En ek sê jy weet jy oor sê ook. Nee. Ek sê hallo rook. Dis okay. Ek het baie lekker gelag weer eens. En ons ontploffing het. Hè? Dis die lekkerste een, daar's 'n bietjie excitement. Okay. Goed, dan 'n laer frekwensie, obviously gaan jy nou net minder golwe hê. Okay. So dit lyk vir julle almal 'n klokkie van back in the day. Okay, nou wil ek vir julle 'n video wys. Ek kan net gou vinnig hierso connect met my foon se internet. En dan gaan ek die video ek dink julle gaan hoor deur hierdie ding. Kom ons kyk of julle hoor. As julle nie hoor nie, dan is dit nou maar so. Dan kan ek dit net weer vir julle nader wys. Okay, hier is 'n kort video wat die Doppler effek voorstel of verduidelik en dit is regtig 'n lekker video, voel lekker. Toe. Wat? Bestaan hy nog? Ag, dit maak nie saak nie. Ek sou dit glo nie, maar ek het 'n salaris. Ek betaal vir my. Hierdie is nou nie die einde van die wêreld. Geld nie. The Doppler effect. In Sheldon's words, it's the apparent change in the frequency. Okay, so hy gaan nie uit sy klank wil nou daardeur speel en daardeur se klank is glad nie lekker nie. So ek gaan vir julle gaan so 'n bietjie nader moet kom. Kom sit hier agter. Ek gaan so wys. So julle moet net nader kyk met my. Okay, so die eerste ding waaroor wat praat is 'n Sheldon op Big Bang Theory, want hy het eendag vir Halloween soos die Doppler effek aangetrek. Okay. The Doppler effect. In Sheldon's words, it's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. The Doppler effect is perhaps best explained visually. So here's a thing that is emitting waves. It could be a fire truck emitting sound, it could be a star emitting light, it could be a duck creating ripples on a pond. Those are all waves, and they all look something like this. We see the Doppler effect happening when the thing that is emitting waves moves. In the direction it's moving, the wavefronts bunch up, and behind it they spread out. If our object is moving towards a stationary observer, these bunched up waves are observed at a high frequency, and if the object is moving away from a stationary observer, the waves are observed at a lower frequency. So that is the Doppler effect, the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. It makes sense, but it gets interesting when you consider some of its applications.
So let's say you are standing in the middle of a road. That's you. And a car drives past you very fast. As it does so, it honks its horn, because you're standing in the middle of the road. The horn to you might sound something like this. So it starts at a high pitch and moves to a lower pitch, even though from the driver's perspective, the horn is playing the same pitch the entire time. So what's going on? As the vehicle's coming towards you, the sound waves that it's emitting bunch up, and so are delivered to you at a higher frequency, which you interpret as a higher pitch, because the frequency of sound waves is pitch. And then when the vehicle passes you and is moving away from you, the sound waves spread out, and so you hear them at a lower frequency, a lower pitch. So that's how the Doppler effect works with sound. It also affects another kind of wave, light. So let's say you look out your observatory and you see a star. Just like the car's sound waves, if the star is moving towards you, even just a little bit, the light waves that it emits will be bunched up, meaning that you see the light at a higher frequency than it actually is. Frequency in sound is pitch, so what does it mean for light? Well, if we look at our handy pocket electromagnetic spectrum chart, we'll see that a small change in frequency for visible light will change its color. Higher frequency light waves means bluer light, and lower frequency light waves means redder light. This is called redshift, and it may possibly be among the weirdest and coolest things of all time. Stars, or anything that you can see, change color depending on their relative motion to you. Of course, you can't see this minute difference with your eyes, but astronomers with the right equipment can use this effect to tell whether stars are moving away from or towards Earth. As it turns out, almost everything we can see in the universe is moving away from us very quickly, which is both an important piece of evidence for the Big Bang and an indication that the Earth might get very lonely in the distant future. Thanks for watching this video. Let me know if you got something out of it. Bye. Okay. Goed. Julle 'n bietjie verstaan wat ek gesê het terwyl ek dit gesê het? Okay, so wat die Doppler effek is twee goeie, soos wat ek gesê het. Nommer 1 is jy hoor 'n verandering in klank as gevolg iets wat na jou toe beweeg en die golwe wat saamdruk omdat dit na jou toe kom, of 'n verandering omdat die ding weg van jou beweeg en die golwe uitsprei soos wat hy weg beweeg van jou af. So dit is hoekom jy 'n verandering in klank hoor, en dan wat hy aan die einde gesê het is, dis super belangrik vir ons vir die verduideliking van die heelal en hoekom hulle dink die begin van die heelal van ons wêreld is die Big Bang, want alles is dus van verder en ons af hoekom, want die meeste sterre, 99,99% van die sterre het 'n rooi ster. Dit is 'n rooi ster, dit is nog 'n ster lyk rooi, want hy beweeg weg van ons af. Dis baie min wat blou lyk. Ja, ek kan amper eers dink aan die een wat ek al gehoor het wat blou lyk nie, maar ek lees nou nie op oor die sterre elke liewe dag van my lewe nie. Maar dit is super interessant. So as een van julle dalk in die space wil ingaan en ek weet nie, 'n volgende sterrestelsel wil besoek, dan moet julle vinnig maak want hulle gaan verder en verder weg van ons af. So ek het daai physics dat ek daai sommige doen van waar die lig op uitwerk is die sterre is baie vervelig. Dis my droom. Ja, my kind het nou gesê sy droom is om eendag soos in space in te gaan. En hy's 4. Toe sê ek soos nee, jy wil nie. Kom ons maak jy drome hier. Ek wil nie sy drome verander. My droom is space. Jy praat polos. Okay. Hulle klim op die maan. Goed, so kom ons lees. Okay, dit sê hierso, die Doppler effek. Okay? So ek gaan nou lees, ek weet jy het nie veel wat jy kan neerskryf vandag nie, jy gaan nou ietsie neerskryf. Sê, wanneer 'n motor jou verbysteek, hoor jy 'n verandering in frekwensie of jy hoor 'n verandering in toonhoogte, in die geluid van die motor. Hoekom? Die spoed van die bron, die motor wat nou sy toeter blaas, van die klank is stadiger as die spoed van klank. Okay? So spoed van klank is normaalweg op 'n gewone dag, en jy het dit gedoen in graad 10 as 'n praktika, of prakties, is 340 meter per sekonde. Min of meer, dit hang af van die temperatuur van die dag. En obviously jy as 'n kar, sê maar jy ry teen 60 km/h, maal met 3.6 gee dit vir jou wat 180? Bietjie meer wees. Jy ry 60 maal 3.6,
Geef jy 216. There we go. Okay, so daar's 'n verskil in die spoed van die kar en die spoed van die klank. Okay. En omdat daar 'n verskil is in die spoed en die klankgolwe beweeg teen die spoed van klank en die kar beweeg teen 'n ander spoed, druk hulle saam soos hierso of hulle sprei uit soos daar, dit hang af van watter rigting hierdie motor nou beweeg. Okay. So dis hoekom hulle daar saam druk. So wanneer die bron, die kar, die ambulans, die ding wat die geluid maak, na die waarnemer beweeg. Waarnemer is jy wat nou 'n oor het. Dan is daar 'n hoër frekwensie want die golwe druk saam. Die golwe druk saam. Wanneer hulle wegbeweeg, so daar jy staan hier, jou geliefde is in die ambulans en hulle ry weg van jou af, dan sprei die golwe uit. Sê jy? Is dit te diep? As jy reverse wat dieselfde is. Reverse van jy kyk nie na watter kant die kar kyk nie, dit gaan oor die beweging van die kar. Okay, en dit is die hele Doppler effek. So jy moet net weet, luister jy, druk die golwe saam, sprei die golwe uit. As dit in klank is, gaan die pitch, die frekwensie hoër. As dit in lig is, dan gaan hy na die blou kant van die spektrum toe en as dit rooi, laer is, gaan hy na die rooi kant van die spektrum toe. Is dit af Dis doen nou moet jy sommer doen. Okay, nee, wag nou net. Okay, goed. Nou hier verduidelik ek dit nou vir jou in prentjies en in langer woorde en dis hierdie langer woorde wat jy moet gebruik as hulle dit vir jou vra net of ek sommer verduidelik nou wat gaan aan. Okay. So as jy sien daar, hierso is luisteraar 1, hierso is luisteraar 2 en hierso S staan vir source. Okay. So jy sal sien in Afrikaans praat ons van bron, in Engels praat ons van source en ek gaan skryf elke keer sê net maar FS vir source want dit is die formule wat ek maar net aan gewoond is, maar jy kan skryf FB vir bron ook, dit maak glad nie saak nie. Okay. Goed, so hulle sê vir jou, die klankbron beweeg van S1 na S2. So die source is besig om in daai rigting te beweeg. En produseer hierdie volgende golffronte, uit obviously eers een daai geproduseer want hy het nou so beweeg. Okay, vir luisteraar 1 sprei die golwe uit of die golflengte sprei uit en die frekwensie is laer en daarom is die toonhoogte laer. So hierso sal jy sien jy gaan 3 punte kry. Die golf sprei uit, die frekwensie is laer, daarom is die toonhoogte laer. Okay, en dan vir luisteraar 2 is die golflengte saamgepers of saamgedruk en daarom neem die frekwensie toe en daarom is die toonhoogte hoër. Okay. Goed. Nou hier is die lekker Doppler se definisie. Jy het letterlik een definisie wat jy moet gaan leer in hierdie hoofstuk. Hier is ook ander, maar jy het hom maar eintlik in graad 10 geleer. Hier is natuurlik hierdie hoofstuk se naam is Doppler. So hulle vra hierdie een Doppler se definisie oor en oor en dis ook jou langste definisie. So jy moet hom maar gaan leer uit jou kop uit. Okay? So dis die verandering in frekwensie van die klank waargeneem deur 'n luisteraar omdat die klankbron en die luisteraar verskillende snelhede relatief tot die medium waarin die klank voorgeplant word het. Okay? Kom ons haal hom gou uitmekaar uit. Dis die verandering in die frekwensie van die klank. Okay, so daar's 'n verandering in die frekwensie wat waargeneem word deur die luisteraar. Hoekom? Omdat die klankbron en dit moet eintlik wees en of die luisteraar verskillende snelhede het relatief tot die medium waarin die klank beweeg. So die kar se snelheid en die spoed van klank se snelheid is verskillend. Okay? Nou hoekom sê ek die klankbron en die luisteraar? Want sê net maar dis 'n alarm van 'n huis wat aangaan. Beweeg die huis nader aan Parys sekuriteit? Nee. Okay? So dit is nie altyd die klankbron wat beweeg nie. Partykeer staan die klankbron stil en die luisteraar beweeg na of weg van die klankbron af. So dit kan of die bron wees wat beweeg of die luisteraar wees wat beweeg. Back in the day toe ek matriek was, het al twee gelyktydig beweeg. Okay, so dan moet jy, was jy sommer bietjie meer complicated, bietjie, maar hele sin gaan net een beweeg. Of die luisteraar of die bron gaan beweeg. Okay, nou die formule wat hiermee saamgaan is hierdie formule, hy's op jou datavel. F staan vir frekwensie, L staan vir luisteraar, so die luisteraar se frekwensie, dis die spoed van klank in lig, so 340 of wat ook al. Hier is die spoed van die luisteraar, of die spoed van die bron wat beweeg, die mannetjie of die huis, en dan die spoed, die frekwensie van die bron. So S staan vir source, wat jou bron is. Gaan weer sê, jy kan 'n B skryf as jy wil. Goed, nou sien jy daar's 'n plus minus en daar's 'n plus minus. Jy moet weet wanneer om wat te gebruik. Okay.
Dit is die tweede moeilikste ding in hierdie hele hoofstuk. Is wanneer plus jy, wanneer minus jy. Okay. Nou, ek gaan dit op 2 maniere vir jou verduidelik en jy kan kies watter een jy wil doen. Wanneer die voorwerpe na mekaar beweeg. Okay? So die huisalarm gaan aan en jy beweeg na die huis toe of jy lê daar amper dood en die ambulans kom na jou toe. So die twee goed beweeg na mekaar. Dan is dit altyd 'n plus bo en 'n minus onder. En wanneer die goeders weg van mekaar af beweeg, dan is dit 'n minus bo en 'n plus onder. Okay? Of hoe jy anders daaraan kan dink, is in die alfabet watter een kom eerste, L of S? L kom eerste. Okay? So as die luisteraar na die bron beweeg, na die source beweeg, hierdie is reg in die alfabet, né? Dan is dit 'n plus. En as die source na die luisteraar beweeg, dis nie reg in die alfabet nie, dan is dit 'n minus. Ek dink daai is die moeilik vir my. Wat is die soos die luisteraar is? Wat skree? Nee, want vir jou, as jy skree, klink dit vir jou die hele tyd dieselfde. Maar as iemand na my toe beweeg, omdat ek heeltyd by die bron is, my ore is heeltyd by die bron, klink dit heeltyd my in dieselfde skree. So juffrou is aan die bron. Ek is aan die bron. Die persoon wat gelyk maak, die persoon wat luister of wat te hoor is. Dan sal jy skree of waar hoor. Daaraan kan ons die dubbele effek waarneem van mekaar se klanke, my eie klank. Maar jy begin nie as jy nou skree nie, gaan jy nader aan jou eie golf kom en jy gaan dit saam. Nee, hierso klank. Hierso So ore. jy hoor is hierso sit van alle verder. Nee man. Nee. Okay. Nee, ek was net soos is Ryder besig om aspris te wees of verstaan hy regtig nie die konsep nie. Dis wat deur my kop gegaan het. Maar hy is besig om aspris te wees alwees. En daai teken van die L en die S wat jy gewys het, die source beweeg na die luisteraar en dan is van die onderste die luisteraar die persoon beweeg na die source. Al twee opsies beweeg nader aan mekaar, so dis 'n word frequency. As dit plus of minus is, of jy kan hom so ook lees, die source beweeg weg van die luisteraar af. So die is 'n bietjie moeiliker. So ek sal verkies as jy dit gebruik, as hulle na mekaar beweeg, is dit 'n plus onder minus bo, plus bo minus onder, en as hulle weg van mekaar af beweeg, is dit minus bo plus onder. Ja. Juffrou, so as jy nou skree, dan gaan dit mos teen die spoed van klank beweeg. Die klank golf. Ja. Wat as jy vinniger die spoed van klank beweeg? Dan gaan die golwe mos nader mekaar kom, nader die spoed van klank. Ja, dan kan jy die klankgrens breek. Ja, dan gaan jy 'n ander toon nog wees. Ja. Dan gaan jy jou eie klank as iets anders hoor. Nee, dan gaan jy hom die hele tyd hoor as jou eie ene, maar die mense agter jou gaan nog 'n klank hoor. As wat mense agter jou is. Okay, goed. So jy gaan nou in jou skryfboek vir my skryf. Jy gaan net skryf voorbeeld bladsy 3. Voorbeeld 1 bladsy 3. Okay, dit sê daar. 'n Trein gaan verby 'n kondukteur teen 22 meter per sekonde. Ekskuus tog, die treindrywer blaas die toeter wat 'n frekwensie van soveel het. Watter frekwensie hoor die kondukteur? Okay. Wie van julle was al op 'n trein? Juffrou, Okay, ja? ek is die mekaar. Ja? Gaan hy verby, so is dit voordat hy verbygaan het of nadat hy verbygaan? Dit is wat die vraag moeilik maak. Is want as jy dit so lees en jy sê dit is as hy verby hom is. Oos as hy klaar verby is. Okay, goed. En wat is besig wat is die bron? Is die trein die bron of die kondukteur die bron? Die trein. Die treindrywer blaas die toeter. Pragtig. Okay? So hierso dit ek beloof julle dis hierdie klein dingetjies wat jy dink soos wat nou, maar is so maklik soos dit. Lees die vraag. Hy beweeg verby hom. Okay. Goed, so kom ons kyk gou. Infotabel. Die trein beweeg teen 22 meter per sekonde. Is die trein die luisteraar of die trein die bron? Trein se bron. So die spoed van die source is 22. Jy kan skryf die spoed van die bron. Dan die treindrywer blaas die toeter en hy het 'n frekwensie van 250. So dit is die frekwensie van die bron. Dis eintlik by die toeter, ja.
Okay, en dis wat hulle vir jou gee. Jy weet jou formule lyk letterlik soos dit. Jy word nog ongelooflik baie detail. Nee, jy het dit. Ag, 4, jy het 4, 340. Okay, goed. So die spoed van klank is 340. Gewoonlik sê dit vir jou 'n toets of eksamen. Okay, so ek het baie lank terug gekry wat hulle dit nie vir julle gegee nie, met baie lank terug bedoel ek voor 2014 laas. Myne. Dan die as hulle nie vir die spoed gee nie, mag jy dan gaan sê aanvaar die spoed Ja. van klank is dit. Ja. So dan kan jy meer korrek teen as wat hulle eintlik wil hê doen. Dan moet hulle met dit maak. nee. Met Thomas Christus. Ja, Reinhard. Okay, dan hulle vra vir die frekwensie van die luisteraar, dis die vraag. So wat is die ander ding wat ons kort? Ons kort die spoed van die luisteraar. Wat is die spoed van die luisteraar? Nou, ons neem aan 0 want hulle sê 0, want die konnekteur staan op die platform langs die trein. Poep, jy lekker gaan. Dit is hoekom ek vra wie was al op 'n trein. Hy staan gewoonlik langs die platform. Okay. Jy wat buitekant staan. Ja. Waar staan jy regtig meer buitekant? ja, sy is nou met Soos meer jy gaan nie. Ja, ek weet hulle gaan dit, maar hier is obviously nou in Europa in 1920. Is dit like wat skree onderboord? Ja. Dan check of almal, jy weet of almal veilig is en niemand staan in die spore nie. Okay. Goed, so, ons het 'n 0, ons het al daai, so kom ons vul net gou eers ons waardes in. Frekwensie van luisteraar, dis 340, hierdie is 'n 0 oor 340, hierdie is 22 en hierdie is 250. Okay. Beweeg hulle weg van mekaar af of beweeg hulle na mekaar toe? Weg van mekaar af. Weg van mekaar af beteken 'n minus bo en 'n plus onder. Okay, nou dames en here, minus 0. Jy hoef nie die 0 te vul. Jy kan eintlik letterlik daar heeltemal uitlos, né? Nee? Maar ek verkies dat jy dit invul want dit help nie net met jou weet waar is jou plus, waar is jou minus. Want as jy die een ding net uitlos dan is dit easily confused, maar ek gaan nou in die volgende ene nog 'n stapie bysit. Okay, julle is op julle sakrekenaars, julle is besig om hierdie in te vul. Twee, 3, 4,81. En wat is frekwensies se eenheid? Hertz. Kyk, kom ons maak net gou sin of kyk gou of dit sin maak. Die trein beweeg weg van die luisteraar af. Die luisteraar hoor dit. Dit was die frekwensie van die geluid. En dis wat hy hoor, maak dit sin? Dit maak sin want dit beweeg weg. So die golwe sprei uit en die waarde van die frekwensie is laag. Okay. Kom ons kyk gou die volgende en sê vir jou. Freaky storie wat ek hier opgemaak het. 'n Man seil met sy seiljag teen 35 km/h op 'n dam verby 'n stilstaande boot. Op die boot is 'n kind wat 'n harmonika speel, 'n bakfluitjie. Wat 'n noot met 'n frekwensie van soveel vrystel. Kan julle dit sien op 'n boot? Dit is bietjie mistig. Daar's so 'n bootjie met 'n dogtertjie met so 'n wit nagrokkie wat aan. Die man seil daar verby. Creepy. Okay. Terwyl die man op die seiljag wegseil van die stilstaande boot, kom hy agter dat die klank van die harmonika verander. Okay. Ek sukkel met 'n woord, ek nou is goed op die sel. Ek dink hy is besig om soos weg te seil vir sy lewe. Ja. Daar's 'n seilboot wat oor die 100 km/h seil. Ja, maar daar is 'n Daar's erg. ja, anyway. Freaky story. Okay, nou vra ek vir jou, bereken die frekwensie van die noot wat hy hoor, aanvaar hy spoed van klank en lig 240 m/s is. Okay, en jy kan sien, ons gaan 2 somme doen, so jy skryf jouself 2A daarso neer. Ek gaan dit nou net hier my bladsy opdeel in 2. So die spoed van die bron is 35 maal meer deel met die kommasies. Okay, so hy is besig om weg te seil. Okay? Goed, so ons het daar die frekwensie van die source is 150. Die frekwensie van die bron is 150.
Wat is die spoed van die bron? Kilometer per uur. 0. Want die meisie staan stil. Okay. Dan het ons die spoed van die luisteraar is 35 km per uur, maar ons werk nie km per uur, ons werk in meter per sekonde. So jy moet deel met 3.6 km per uur na meter per sekonde, deel dit met 3.6. Onthou hierdie goeders is nie op jou datavel nie, né? Jy moet hierdie tipe goed nou al weet. En dit gee vir jou 9,72. Okay. Wat het ons nog? Die spoed van klank is 340 en ons dis mistig. En my sê nie dis mistig nie, net die prentjie in my kop is mistig. En dan die frekwensie van die luisteraar is dit wat hulle vra. Okay. Nou dames en here. Sien ek die afgelope 2-3 jaar wil hulle nie hê jy moet die formule so gaan neerskryf nie. Met die plus en die minus nie. Hulle wil hê wanneer jy die formule neerskryf moet jy klaar kies watter een is die plus en watter een is die minus. Okay, so ons gaan hom gaan oorskryf. Of jy kan hom net begin skryf. Okay. So die man is besig om weg te seil van die meisie af, né? So hulle is weg van mekaar af, so is 'n minus bo en 'n plus onder. So as jy daai formule verkeerd het en jy weet nie of wat is dit nie aan die as. So dis hoekom ek sal begin met hierdie ene. Okay? Want tegnies volgens die reëls en caps gee hulle formule, gee hulle punt vir die formule wat op die data is en dis op die data. So nog elke jaar het ek dit geredeneer en gesê luister as dit kom punt hier is op die cap sê. Maar ek weet nie of hulle weg probeer. So ja. Maar jy is seker as jy sal aan hierdie ene hoef jy nie eers. Ja, maar as jy nie daai reg het net jy nou. Dan jy nou. Ja, want so dis maar jy weet hy moet laer of minder word, so maak jy net kyk wat is die breek groter. Wat is die breek wat jy moet breek. Okay. 43. Dit is waar, dis presies so. Dit was Okay, hierdie is 340 plus 0. Hierdie is 150. Dit was in kilometer per uur. En jy wil dit in meter per sekonde maak. Ja, het jy al die som gedoen? En wat kry jy? 35? 145, ja. 145,71 hertz, maak dit sin? Ja, want hy beweeg weg, so die frekwensie moet laer wees as wat dit is. Okay, nou sê hulle vir jou, is die noot wat hy hoor terwyl hy wegseil, hoër of laer as die noot wat hy hoor, soos hy nader aan die stilstaande boot geseil het, en hoekom? laer tot Ek kan weer nie dit so nie. So jy gaan sê, by B, as hy wegseil, is laer as nader. Okay, so daar is jou 1 punt. Hoekom is dit so? Wanneer wegseil, sprei golwe uit en is golflengtes groter. Okay. En nou, ek het dit al 'n paar keer gesê in jou wetenskaploopbaan en dan gaan dit nou weer sê. Nee, dit het ek ook al gesê. Is as daar 'n formule is wat jou kan help met jou bewys, gebruik die formule. Stel die formule. En die formule waarna ek gaan verwys, nou gaan hom net eers so neerskryf, is hierdie ene, maar as jy hom herrangskik, dan gaan ons sê frekwensie is V oor lambda of frekwensie is omgekeerd evenredig aan lambda. Okay, so die een wat ek eintlik wil hê jy moet gebruik is net daai laaste ene. Jy hoef nie al die stappies te wys nie. Okay, so frekwensie is omgekeerd evenredig aan golflengte, dus is
wat het hy gesê, wat vra hulle is die noot, is frekwensie, die noot is laer. Okay. Hy doen, hè? Maar ek moes al 5 minute terug. Okay. Goed. So, julle het nou nog nie die notas nie. Nee, maar ek sien julle nie. Nee, ek moet vir julle huiswerk gee. Dit kan nie. Blop 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 blop.